Baie welkom by vanoggend se erediens. In die begin van hierdie erediens wil ek julle graag groet met die volgende woorde. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Vandag wil ek graag vir ons die volgende teksvers lees. Openbaring 21 vers 1 tot 7. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe. Verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Nou as ek vir julle kon vra om vinnig julle oë toe te maak, en die volgende te verbeel. Sien raak 'n wêreld vry van siektes, hartseer en haat. Daar is geen meer armoede nie, daar is geen geweld meer nie, geen korrupsie nie. Daar is ook nie 'n tekort aan water nie, en die paaie lyk mooi. Vir die meeste van ons klink dit seker soos 'n lang verlore droom. Maar dit is wat vir ons as kinders van die Here voorlê. Ek dink, vrees en bekommernis maak dat ons vaskyk in die hier en die nou. Die wêreld waarin ons tans beleef. En ons vergeet of sien dalk nie meer raak die toekoms wat God vir ons beloof het nie. In die teendeel is daar baie ander dinge wat ons raak sien. Politieke veranderinge en onbevoegdheid maak ons woedend. Ons ervaar onsekerheid in ons huise, by die werk, by ons kerke en dalk by ons geloof. Van ons kry finansiëel baie swaar. Ons het mense om ons wat baie seer ervaar, wat swaar kry. Ons het geliefdes wat sterf. En hierdie alles maak ons verbitterd en moedeloos. Selfs partykeer tot op die punt waar ons twyfel of daar 'n môre is. Nou dit is in hierdie lig van swaar en donkerte wat die skrywer in Openbaring 21 vir ons probeer iets deurgee van God se toekoms vir ons. Die skrywer rig sy brief aan gelowiges wat op baie maniere, maar in die eerste plek godsdienstig verdruk is. Die Romeine het Jerusalem en die tempel al 'n paar jaar van tevore vernietig. En dit was 'n groot ding vir hierdie gelowige gemeenskap. Want dit beteken die huis van die Here is vernietig. En nou word Joodse Christene uit sinagoges geban en beskinder. Die gelowiges word deur die Romeinse owerheid uitgesluit uit alle fasette van die samelewing. Hulle is ook ekonomies geïsoleer en deur keisers soos Nero en Domitianus tot die dood vervolg en verdruk. En die skrywer adresseer hierdie brief aan kinders van die Here, wat swaar kry, juis omdat hulle gekies het om die Here te dien. En die mense wat onder hierdie omstandighede, soos nou genoem, voel dat eintlik maar dat hulle
dink dit is nie meer die moeite werd nie. Openbaring 21 vers 1 tot 7 is eintlik maar bedoel vir mense soos ek en jy, gelowiges wat stikkend is en seer ervaar, wat broos en kwesbaar is, wat sug en verlang en vrees. Dit is 'n oproep om dieper en anders in geloof God se toekoms raak te sien. Want in geloof kan ons verby alles op hierdie wêreld kyk en God eerstens raak sien. Nou die teks praat van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Maar ek wil nou eers fokus op 'n paar woorde wat in hierdie teks staan om uit te kom by die betekenis hiervan. In Openbaring 21 vers 3 tot 5 word God se toekoms vir sy kinders beskryf. Daar staan: "Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal nie daar wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. En die Here sê dan self: Kyk, ek maak alles nuut." Nou hierdie uitdrukking, die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem, kom eintlik maar vanuit die Ou Testament, uit onder andere die boek Jesaja 65 vers 17 tot 18. En hierdie beeld van herstel Jerusalem is 'n uitdrukking van die vervulling van God se beloftes aan sy volk. As ons nog verder na die teks kyk, dan sien ons 'n paar woorde raak, soos: daar gaan geen see meer wees nie. Dit is belangrik om dit raak te sien, want die see of waters was daar nie meer nie, volgens Openbaring 21. Maar die waters in die Bybel het 'n baie ryke betekenis. In die skepingsverhaal simboliseer dit die vormlose chaos en donkerte voordat God in liefde geskep en georden het. In Jesaja 57 vers 20 word die godeloses vergelyk met die onstuimige see wat nie tot rus kan kom nie. En vir hulle is daar geen vrede nie. En dan, toe Jesus op die water loop, is dit byna soos 'n gelykenis wat aantoon hoe hy die aardse toestand te bowe gaan en oor hierdie magte wat ons bedreig, triomfeer. Die see is grensloos en in 'n sekere sin hou dit die dood vas. So as hierdie teks noem, as die see verdwyn, beteken dit dus hierdie toestand van chaos of wanorde en dood is ook verby en oorwin. Die tweede woord waarop ek wil aandag gee is die woord afkom. Vers 2 sê: en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En hierdie woord afkom in Openbaring 21 vers 2, dui aan die nuwe Jerusalem kom van God af uit die hemel. Dit dui aan dat die heilige stad nie deur enigiets wat ons kan doen, enige aktiwiteite wat ons het, kan kom nie. Maar dit kom volkome van God af. Dis hy wat self nader kom na ons toe. En dan die laaste woord waarna ek wil kyk, is die woord woon. In die Ou Testament het die volk in die woestyn God se glorie gesien en teenwoordigheid beleef, daar waar die tabernakel opgerig is. Dit wil sê, God het daar gebly. In Openbaring 21 sien ons, nou sal God by sy volk bly of woon, en nie meer net op een plek nie. Dit is interessant om ook op te let, waar die evangelie van Johannes begin, met die gedagte dat die woord vlees geword en onder ons kom woon het, eindig Openbaring 21, wat ook aan Johannes toegeskryf is, met hierdie selfde gedagte, dat God by ons kom woon. Maar nou is die vraag, wat beteken hierdie teks vir ons vandag? Openbaring is aan werklike gemeentes geskryf, in 'n moeilike tyd in die kerk se bestaan. En hierdie teks
help ons, net soos hierdie vroeëre gelowiges, om ons broosheid en kwesbaarheid in die oë te kyk. Terselfdertyd laat Openbaring ons sien hoe gemeentes met die genade van die Here 'n betekenisvolle rol in 'n misleidende en verwarrende wêreld kan speel. Gemeentes hoef nie, soos toe reeds dikwels gebeur het, op geestelike afdraaipaaie te beland nie. Vrees vir sosiale uitsluiting, ekonomiese isolasie en politieke vervolging, die drang na geld en goed en mag, en die druk van die keisers hoef nie die laaste woord te spreek nie. 'n Gelowige kan aan die drie-enige God getrou bly. En hierdie sentrale tema van die nuwe stad wat God voorberei, doen iets aan ons. Dit lok of roep of inspireer ons, want dit is eie aan ons menslike aard, dat ons onseker is oor die toekoms. Ons het nie die toekoms in ons hande nie. Ons weet nie presies wat eendag gaan gebeur nie. Ons kan nie die toekoms voorspel of beheer nie. Maar tog kan ons met hoop leef. Want die Here sal in die nuwe stad teenwoordig wees. Dit is hierdie verwagting wat vir Christene toe en ook nou die moed gee om vas te hou en roepingsgetrou te leef in die aangesig van die bose. Want onthou, die see en alles wat dit verteenwoordig, die chaos en boosheid, is reeds mee afgereken. Openbaring is 'n boodskap van hoop. En ek dink dit is wat ons uit hierdie tekste kan uitvat. 'n Bekende teoloog het gesê dat die Christelike geloof om hoop wentel. Want die Christelike geloof is 'n geloof wat beter en meer verwag. Dit is 'n geloof wat uitsien. En Christene wag met verlange op die voltooiing van God se skepings- en verlossingswerk. En daarom bid ons vir hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde om te kom. Dit is die boodskap waaraan ons kan vashou. Ek wil afsluit met die volgende gedagte. Die teoloog N.T. Wright sien in hierdie teksgedeelte hierdie beeld van die huwelik raak. En hy sien dit as 'n bemoediging wat ons kan vat hieruit. Hy sê die hele wêreld wag vir the marriage of heaven and earth. Hierdie beeld is merkbaar anders as die gewilde een van die Christen wat naak en onversier hemel toe gaan om sy maker in vrees en bewing te ontmoet. Die hemelse Jerusalem wat aarde toe kom, is die finale antwoord op die bede van die Onse Vader, dat God se koninkryk sal kom en sy wil op die aarde soos in die hemel sal geskied. Die mooi van die simboliek van die huwelik is dat liefde en nie haat nie die laaste woord in die heelal het. Die bruid van die lam is die nuwe Jerusalem wat deur die profete van die ballingskap, veral Esegiel, beloof is. En anders as by Esegiel, waar die tempel die middelpunt vorm as heenwysing na God se teenwoordigheid, gaan hier geen teken nodig wees nie. Want God self kom na ons toe, deur Christus, en bly nou teenwoordig by ons, tot hy ons eendag weer kom haal. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.
Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en